Ons is by Horst by Agritechnica. Weet jy nie wat se rywytes jy wil plant nie en jy kan nie daai besluit maak wanneer jy die planter moet koop nie. Moet ek nou 45's gaan? Moet ek 50, 55, wat? Nou, Horst het dit vir jou uitgesort. Sal gaan my gou wys, wat's hierdie planter, nê? Hy het so 'n bietjie van 'n identiteitskrisis, hy weet nie hoe wyd hy wil wees nie. En dan loop ons 'n bietjie deur hierdie Horst stand, nê? Kyk gou daar, nê? Van die ander kant af, reg deur, hier om, nê? Daar spuite, die hele... Hierdie is 'n toer wat jy nie wil mis. Julle sit almal in plante op hierdie stadium. Jy kan maar net sowel saam met ons bietjie deur die Horststalletjie gaan. Sal jy like dit? Dit met jou Choppie. Nee, doodstil, rustig. Agritechnica is lekker besig. Kwai, nee. En kyk, maar wat my elke keer my asem wegslaan is, veral op die Horststalletjie is die aantal moeite wat hier gedoen word, nê, en hoeveel toerusting en goeders hier op is. Dis ja, jy moet dit sien. Nee, fenomenaal, verseker. Nee, ek moet sê dis uit hulle staan definitief uit die Horststalletjie en hulle het vrek baie moeite gedoen. Ek weet hulle is al van die 27ste en is hulle al besig om die stalletjie op te set. So jy gaan dit duidelik kan sien met ons walk around. Yes, baie moeite gedoen regtig. En hulle het spoggoed wat hulle bygesit het wat net ja, ek wens ons kan in Suid-Afrika te doen alles, nee. Die hele lot, Die hele lot, ja. Okay, so, hier agter jou is 'n Maestro 12 TX, nee. Nou sê ek jou sê, die planter het so 'n bietjie van 'n identiteitskrisis, nee. 100%. Hy weet nie regtig waar wil hy wees nie, maar raai wat, hy's soos 'n verteermannetjie. Ek kan vir jou 'n paar goed te doen. Wys my gou hierso. Hoor, Choppie, dis interessant. Ek dink hierdie sal nou enige kontrakteur se droom wees, want jy kan deur middel van die drolies kan jy jou rywytes verander. Ja. 45 tot by 75. En ek dink as jy 'n klomp verskillende gewasse het, is hierdie amper 'n moet hê, want as jy gelos klampe, rytjies skuif en klomp arbeid nie. So dit is vrek oulik en hy werk nog steeds baie dieselfde op die voorkant as ons konfigurasie, wat hy ook die produk net agter te bring, die kunsmis en dan het hy ook saadbakke op so vir 'n kontrakteur of iemand wat groot proewe wil plant of daai is dit ideaal. Maar jy weet hoe ek sojas en mielies ook, nee, ek weet whatever my mielie breiwytes is, dis dan maar my soja breiwytes ook. Maar ek wil dalk 'n 45 deurtrek, nê, op sojas, dan kan ek dit doen. 100% en ek dink dit gaan maar oor die jaar ook. Een jaar kan wye rye werk, ander jaar werk noue rye. Hoe sal ons weet, maar dit is definitief. Jy weet ek het toe ek by hom Jan Erasmus was, het hy dit vir my gesê wat die verskil is in die rywytes rondom vogbewaring en die jaar, presies wat jy nou sê. En hy het actually nogal gesê so dit sal nice wees as hy 1 jaar op een wyte en 'n ander jaar op 'n ander wyte kan wees. So ja, hy het dalk nou sy wens gekry. Oom Jan moet my net 'n likeie gee, ek het sy oplossing. En dan net ek neem aan daai verdeler is net maar omdat hy skuif vir die kunsmis en die goede. 100%, so hy moet maar 'n bietjie ekstra leverage hê oor dat hierdie maar so op en in en uit gaan so ek dink vir iemand wat regtig gevorderde presisie wil gaan, hierdie is 'n goeie oplossing vir dit. Like die ding. En ek meen die res van die planter het jy eintlik, kan ek sê, jy het nou jy het waar ons gewoond is. 'n dubbel doel. Yes, en hierso is nou net 'n byvoeging. Like dit. Right, nou kom ons gaan 'n bietjie so om en dan gaan werk ons om daar van die kant af. Hier's net 'n gewone is dit weer 'n planter wat anderster skuif. Ja, weer eens ook 'n verstelbare planter net op 'n 6-ry en dan hakke op 'n 3-punt agterop. Weer, ek sal sê iemand wat proewe plant, dit is sy droomplanter hierdie. Definitief. Jy kan enige ding doen. Jy het ook bakke agter, dit maak dit baie gerieflik as jy moet saad ruil en dan moet jy hierdie plant en dan daai. Nou wat gou oulik is hierdie. Hel gaan hier aan. So 'n bietjie bosbou ook ingebring. Ja. Wat Horst saam met vernote hande gevat het. Dis Horskraan, so. Yes. Jy by hierdie karretjie lekker vir 'n paar plekke kan heen gaan hoor. Definitief. Ons doen 'n Natalse mark hier. Hy sal 'n paar stolpies kan rondsleep. Definitief. Okay, Versa, hier is nou 'n masjiene wat nie regtig by ons verskriklik is nie, nê? Nee, verseker, ek dink in ander lande het hulle plek. Jy sal sien voor het hy nou 'n So as jy nou die krag reg ding na 'n volgende vlak toe wil vat. Yes, check hier, nê. Van daar af. Wat is dit? Dit is geen so 7 meter. 7 meter, ja. En ek meen daar's jou roller, so jy die hele central seating ding voor. So dis nou net hierdie ouetjie. Op steroids. Ja. Dis baie cool. Okay, en dan hier agter, nê. Ek moet by die ding uitkom. Nou
Ons het nou gaan kyk hoe werk hy daarso in Prieska se wêreld. 100%. Wat is die terugvoer wat julle intussen van die boere af gehad het? Baie positief. Is definitief 'n masjien waarna ons sal kyk die organiese manier. So in die toekoms sal ons 'n klomp van hulle invoer. Choopie op hierdie ene het hulle so 'n bietjie verander. As jy so om gaan loop, kan ek jou wys waar. Ja. En dis maar net op hierdie op ons voorheen gesê onthou ons spring sit so plat gelê, maar hierdie het hulle net 'n bo-raam gegee wat sy tensie en sy aggressiwiteit ligter of harder druk het hulle daar verander. So ons is vrek nuuskierig om te sien die nuus wat ons gaan inbring gaan op hierdie manier werk. So ek sal hou daarvan om te sien teenoor dit wat ons in Suid-Afrika loop teenoor hierdie. Dit gaan nogal 'n interessante aspek wees. En wat kyk, dit is vir onkruidbeheer, spesifiek koring, gars. Op 'n organiese manier. Ja, op organiese manier en dan van die groentes en daai tipe van goed. Soos ek verstaan die ouens daar Douglas Prieska het baie goeie sukses met die goed tot dusver. 100%. So 'n timing masjien, so jou tydsberekening moet perfek wees en dan werk hierdie masjien baie effektief vir jou. Dink jy is 'n ding wat 'n plek het in die Kaap? Absoluut. Ja, enige fyn So saak. hulle moet jou net bel. Hulle net wel. Okay. En dan hierso het ons nou Fynsaadplanters. fynsaadplanter, maar is hierdie ouens van fynsaadplant na 'n ander vlak doen, hè? Ja, hulle is redelik ernstig oor fynsaad. Hier is 'n 9 meter masjien. Ons het al 'n 3 meter masjien in Suid-Afrika wat daar loop wat baie suksesvol is. In die toekoms is dit verseker iets waarna ons ook moet kyk. Okay, is basically jou skotteltjies, kompakteer skotteltjies. Hoekom het hy die wiele voor? Verstaan dit nie lekker nie. Is dit maar vir jou gewigsverspreiding oor die ding? Ja, ek dink hy dra voor en dan het jy jou sny en dan maak jy weer gelyk en dan het jy jou saad. So ek sal sê hierdie dien as 'n drawiel voor. Ja, laat hierdie masjien dat jy hom ordentlik kan stel dat hy kan, want hy hang basies tussen die twee. 100%. So ek sal sê die agterste wiele is meer vir jou saadbed, Ja. net voor jou saad neersit. So hierdie sal 'n drawiel wees en hierdie ene kan jy dan onafhanklik meer aggressief, minder aggressief maak en dan met die trein agtertoe. Uitstekend. So ja, as jy lus is om jou fynsaadplantery na 'n volgende vlak toe te vat, daarso kry jy 'n Pronto 9, nê. Okay. En dan is 'n paar masjiene wat ek nog nie regtig gesien het by ons hierdie Fortis byvoorbeeld. Ja, is 'n 6 meter masjien. Ons noem dit 'n 6.4. So is 'n 6 meter masjien met 'n 4 balkstelsel. So jy sal sien sy tande agtertoe is 4 rye en dan agter dis maar vir jou stoppelvloei en dan agter het jy jou rollers en dan het jy jou mooi saadbed bewerking, né? En dan kan jy klomp verskillende rollers ook agter hom kan jy konfigureer. Maar dan nou natuurlik die double roll packer is nou die gewildste in Suid-Afrika. Dis maar wat ons masjiene mee invoer. Een van die goed wat ek hierso sien is dat jou opsies van rollers hier is legio, nee, baie meer as wat ons in Suid-Afrika kry. Is dit maar net hulle het 'n groter behoefte aan dit omdat hulle meer natter gronde, ek weet nie daai tipe van goed werk. Ons het nou almal getoets en ons het eintlik al die skoolgeld betaal wat dit aan betref. En omdat ons nou hierdie jaar voorraad bestel vir volgende jaar, as jy nou special order het, jy voel eerder daai roller kan vir jou werk, dan kan ons op jou hierdie jaar bestel. Maar ons bestel voorraad, so ons veilige opsie. Ek wil amper sê ons happy medium is die double pack roller. Dis een met die 2 rollers wat in mekaar in werk en hulle werk vir En hy werk plus minus reg deur die land vir ons het hy groot sukses. Baie cool. Nou hier die Joker wat hier staan, nê. Nuwe Hy generasie. het nou 'n bietjie van 'n upgrade gekry. Hy's nou kwad gemaak. Nê. Hulle het hom bietjie opgeblaas definitief. Want kyk nou hierso. As jy kyk hoeveel duimskottels het hy nou op? Duime Chupiski 100% seker nie, maar is 'n 690 cm skottel. Ja. Hy kom van 620 af en dan kyk jy voorhoulik, het hulle daai naaiverhouder opgesit voor. So dit is dan beskikbaar op al die HD's en RD modelle, sou jy dit so verkies. Soos klaar stronke kappe voor. Daai sort hom uit so dan weet jy okay, right. Die materiaal wat nou hier deur gaan is ordentlik fyn, werk hom baie makliker in en dan gaan hy. Dan gaan hy, verseker. En dan weer eens die opsie met die roller agter. Ek like regtig hierdie groter skottels hoor. Definitief. Hy gaan bietjie meer perre soek, maar die effektiwiteit op hom gaan baie netkieser werk. Ons sal maar die ander chip ons na die engine, so is alright. Ek het map net jou trekker, dan kan jy hom sleep. Okay, maar dit baie. Okay. City modelle is ons hoëspoed snybewerkings, maar als op 3 punt op die CT modelle. Ja.
Dis hierdie is nou 5 meter, ek weet jy kry 3,5 tot op 'n 6 meter. Wat jy hom dan neertrek. En hy vou ook. Hy vou ook. Ek sien dit ja. In Suid-Afrika sukkel jy om 'n 5 meter masjien te kry wat vou, nee. 100% maak hom bietjie duurder, maar dit maak dit geriefliker. Veral as jy in 'n gebergte omstandighede het waar jy bietjie moet rondskuif. Okay, en dan soos hierdie tipe roller wat hulle dan nou hier agter in het, dis so half 'n springroller, ja. net vir interessantheid. Op dit weer eens, jy gaan hom maar weer met 'n double pack roller bestel op so 'n finer masjien. Dis nie regtig iets wat ons sal invoer na Suid-Afrika toe nie. Ek dink op hierdie masjiene het ons te veel kompetisie in Suid-Afrika, so ons konsentreer baie op goed wat ons nie kompetisie in het nie. Noem dit nou 'n spesialis masjiene. 100%. Baie tipe van dinge. Okay, so right, hierso is nog hierdie is ook 'n finer, is maar net 'n groter een. 7 meter masjien is reg. 7 meter. En dan hier's 'n interessant, hierdie kaltrou. Weer 'n stronke kapper. Ek dink bietjie meer 'n gesofistikeerde masjien as 'n gewone rolmoer soos ons hom ken. So jy sal sien hy het lekker pakgewigte op, dit maak die masjien lekker swaar. Jy kan hom met hom die spoed trek wat jou trekker kan hanteer en ja, hy kan die job klaar kry. Jy kry hom ook as 'n opsie wat jy hom voor op jou 3-punt kan sit ook. Jy sien wat ek hou van die ding is, nee. Is die feit dat hy hierdie gewigte in het die. So jy weet daai goed gaan ordentlik, hulle sny in die grond. Jy het nie daai ding wat jou hy loop en hop en te kere gaan. Die masjien het gewig. 100% en jy weet self die rolmoere in Suid-Afrika wat sukses gehad het was die swaarste. So dis maar ek dink is 'n gewig ding hierdie verseker. Gee hom net gewig dat hy kan sny, nee. Dat hy in die grond in kan trap. Weet jy wat hierso is 'n ander ding wat nou interessant is, nee. Verduidelik my gou, so julle tandvariasies, die tandgoeders, dit lyk of hulle daarom actually bietjie wetenskap agter die goeders insit. Maar as ek die ding so kyk, kan ek nou letterlik enige tandkonfigurasie kry wat ek soek by julle. Yes, 100%. So ja, dit is op al jou sluittoerusting kan jy besluit wil jy bietjie meer van 'n low disturbance tand hê, wil jy een hê wat 'n lekker breë tand het vir lekker dik opbreek. Jy sal sien ook al die tande het tungstenpunte, so dit is maar vir jou lewensduur op jou tand, hy sluit nie so vinnig nie. Sien hierdie ene kan jy 'n opsie opsit waar jy kunsmis kan toedien agter. Baie cool. Hierdie is 'n meer aggressiewer tand vir jou harder omstandighede. Sien jy beskerm nou sommer jou tand ook. Ja, nou is dit nou sluitbaar. Kyk let op die tungsten, né? Natuurlik kan jy sweeps bysit. Jy kan 'n ploegaksie, ligte ploegaksie ook bysit. Net daai bietjie vermenging kry. Net daai vermenging kry. Maak 'n verskil net om daai bo-grond so 'n bietjie te draai. Right. En dan hierso is 'n wat is hierdie ding wat hier is? 'n Focus. Focus. Ek sal sê hierdie is van die masjiene wat ons het, is dit vir my sekerlik een van die mees indrukwekkendste masjiene. As jy spulpunte werk, is hierdie 'n masjien om te gaan. Verduidelik my. Ons het in Suid-Afrika eintlik te min van hierdie masjiene. Ja. So wat jy voor het jy is 'n snyaksie. So natuurlik daai jou draaiwiel, dan jy jou skottels, jou sny. Ja. En dan jy jou tandbewerking hierso, wat jy jou kunsmis mee plaas. En wat ek sien is wat hy doen is hy daai skorreltjies, hy kyk dus maar net wat doen die skorreltjies. Hy maak hom net bietjie oop dat jy nie pak het by jou tande nie, is ek reg? 100%. So dis soos 'n semi-strip tol, nie heeltemal nie, maar semi. Ja. Ek sal sê dis 'n semi-strip, ja. Maar hier is ook wat ons 'n lekker one-pass masjien het. So jy kan in die plant jy kry klaar. En dan ek meen daai tyd van die jaar wat jy die goed plant dan ja, 100%. Jy het nie tyd nie. Jy wil ons nou van hierso hou ons van 'n netjiese toemaker wat jy hom nou net netjies maak en dan trap jy hom vas en dan kyk hoe oulik agter, né? Agter het hy 'n 3-punt. Ja. So jy haak jou milli-unit af. Sien jy die 3-punt ja, op die top link? So jy kan jou milli-unit afhaak en dan kan jy vir jou 'n fynsaadplanter soos die Avatar kan jy agterop haak want daar sit sy 3-punt. O, en dan doen jy fynsaad met hom. 100%. So nou het jy 'n meer doeliger masjien en daar's nog 'n fynsaadplanter met 'n 3-punt wat jy agterom kan sit. Maar dan kan jy ewen daai ene of die ene dan nou basically En hy het jou ek net gou hier omgaan.
en hy hardloop en dan moet net so met daai Eenvoudig, baie eenvoudige stelsel. countertjie. Ja, en jy stel hom op 'n lekker meganiese manier op sy angle, op sy diepte en dan plant jy. Einde van die storie. Einde van En die jy so en ek meen die dier, wel, ek sê die diergedeelte wat jou kunsmis en jou voorbewerking goeders is in daai is jy dan dubbeldoelig, so jy kan hom met ja, vice versa. 100%. So jy het nog steeds jou 3-puntstelsel. So jy kan 2 kunsmisse neersit en dan jou 3-punt agter op jou milli-unit het jy jou saadbakke op. Waar dan met gravitasie val en nie met soos ons ander planters werk met 'n central seeding. Ek hoor jou. Dis maar net oor dat jy hom kan afhak. En jy weet die, ek meen die groot claim to fame op die einde van die dag vir Horst bly alles val op 3 meter op. Alles val op 3 meter op. Selfs hierdie groot masjien as jy kyk na die hulpsilinders op die kante, hy vou net mooi toe en hy laat waai. Hierso is die planter gedeelte se hulpsilinders. En dan gaan jy. En ons besef nie regtig logistiek gewys wat 'n groot verskil maak dit in hektare per seisoen nie. Om 3 meter van jou sitplek af op te vou, so 'n enorme masjien en selfs hierdie groot masjien kan vou ook 3 meter op. Hoe jy kan opvou van jou seat af en jy skuif na die volgende land toe. Dit is so. En dit is wat help dat jy daai ekstra 5 of 15 of 10, 30 hektaar 'n dag kan inkry. Ek meen dit het ek nou die dag gesien toe ons by daai ouens met daai 6 horses, né? 100%. In terme van hoe vinnig hy kan move van een land na 'n ander land toe. Yes. En wat hy sê is nou plant hy hierso. Nou is die vog weg, maar net 'n entjie van daar af, maar hy moet deur 3 hekke gaan om uit te kom. Knoppie en jy skuif. As jou trekker daardeur pas, die planter gaan daardeur. 'n Laagwaterbruggies in gebergte areas, ideaal. Jy kan nie met dit is wat jy nodig het. Dis wat jy nodig het. Jy sien, né? Right, okay, ons gaan nou daar by daai besigheid kom. O, hier's die verdelers. Hierdie 12 12 meter fynsaadplanter mis. 12, yes. Ek kyk so hard vir die liggies, hulle het my gevang met die liggies, né? 12 meter. Check out. Iets waarop ons gaan konsentreer van Terratal se kant af. Ja. Ja, okay, so nou kan jy basies plant so wyd soos wat jy stroop. Op die fyn saadgoede. Dit reg. Okay, hier is julle maestro. Dis nou net die gewone een dan nou. Vir die ouens wat dan nou kan nou sien hoe hy basies is teenoor die fancy een wat kan skuif. Maar die ding het nog 'n tankie by hier. Ja, kom ek sê vir jou so, ons het 2 modelle in die maestros. So die sterk modelle is ons SV's. So dit is jou om dit maklik op te som. Dis waar jou pypjie met gravitasie deur jou saadtube. Ja. En dan kry jy die SX model. Ja. So die SX model het 'n ekstra windstelsel wat eintlik ons gaan aan ons uit met eenheid toe. Kan ons weer terugkom na die tank toe, né? So hy het 'n ekstra windstelsel hierso wat hy jou pit blaas deur jou saadtube. So dis 'n blaas wat? Dis 'n blaasaksie. Hoekom wil ek dit doen? Dit gaan maar oor spoed. As jy wil vinniger plant, ons het eintlik al lankal die 2 opsies, maar vir ons veilig is die gravitasie, want jy het een minder windstelsel op jou plante en hoe akkuraat wil jy hom hê? Ja. Ons loop op 99% singulation op ons gravitasie. Okay, so wil jy hom graag 100% hê. Vir ons is nie negatief oor dit nie. Ons voel net dis ekstra geld, dis ekstra wind, dis ekstra sluitende parte. En dis 'n ekstra veranderlike wat jy half inbring in terme van net okay, jy weet nie noodwendig hoe lyk die grondomstandighede waarin jy hom plant en al daai goede nie. 100%. So ons weet wat werk vir ons in Suid-Afrika. So sou 'n kliënt hierdie opsie wil gaan en ek weet daar's oppositiemaatskappye wat dit reeds doen in Suid-Afrika, maar ons sien nie die groot verskil. Wat skoor ek uit dit uit as ek omgaan? Ek weet wat jy verloor en dis net R300,000. So vir ons, ek weet nie. Maar gaan ek vinniger kan plant? Jy gaan daai 2 km/h kan vinniger plant, verseker. Okay, so as dit vir die moeite werd is dan betaal jy 300 ekstra. Kom ons gaan na die vloeibare tank toe hierso. Maar die konfigurasie wat ons mos maar in Suid-Afrika lief is vir. Jou kunsmisbind daarso, ja. En dan jy jou saadbind daar. En dan vat ons mos maar die produk agtertoe deur 'n windstelsel waarvan ons die hoppertjies volmou op die saad en dan die kunsmis deur hierdie verdelingstoring en dan versprei ons dit mos maar deur die pyp. Elke pyp het 'n kunsmis sensor op, né? So wat ons nou bygesit het is die vloeibare stelsel. So wat jy hier het is 'n 1800 liter, 1600 liter
Daai kant het hy ook 'n tank en hierso het hy 'n tank wat jy 'n pop-up kan neersit. Oos is nou pop-up besig. 100%. So hy is geïntegreer met die hors sagte ware en dan vat hy ook maar die kyk. Maar ek het gedog is 'n plastic tank, so is hom nie 'n plastic tank nie. daarom nie. So daarso is nou sy Hy het so mooi geverf. Ja. Sensors en dan vat hy hom maar net agtertoe en hy sit hom maar net weer agter op die karretjie neer. Soos dit wat ons maar ken wat ons al in Suid-Afrika gedoen het. Maar hy hardloop hom deur. Maar ek meen dis 'n ding wat ek moet vir jou sê met die deurbrake wat gemaak is in met aktiewe koolstof saam met jou entings en daai goeters. Veral as jy goed kyk na goed so swaaibone, nee, is dit 'n moet. Jy kan nie meer sonder daai ding. 100%. So jy die opsie is nou by ons wat jy dit saam kan bestel. Love dit. Okay. Nou ons kyk hier so hierdie. Hulle is besig met 'n dik translation hierso. Jy kan julle sien niemand van die mense verstaan Engels nie. Definitief nie Afrikaans nie. Definitief nie Afrikaans nie. So hulle het oorgoedjies hier in. Gelukkig is jy hier so anders moes ek ook dalk een van hulle gekry het, nê. Nee. Kyk gou hier sit hulle hom neer. Daai vloeibare O, hardloop by hierdeur. baie netjies. Ja, dis baie mooi gedoen, hoor. So net voor hom toe trap stamp hy. Right, en dan hierso is jou tradisionele, dis nie die gewone gravitasie besigheid. 100%. So dis weg van daai wat ons die blaasaksie het. So jy ken nou net jou gravitasie, hoe val hy daar? En daar illustreer hy mooi. Hoe val hy daar in die section. So jy kyk en Daar is dit weer skyn in die section. ja, so sê jy skyn. Right, en dan as ek in die voorkant kyk, nê. En ek het amper of jy reg is vir popcorn hierso. Nee. So hierdie is nou om die MTS-stelsel te verduidelik, né? Ja. So dit is nou eintlik hoe dit daar binne werk. Nou jou kop sal werk as jy moet kyk na 'n central ceiling planter, dan sou jy geneig om te dink hierdie pyp, saadpyp sal nou vol saad bly. Ja. Maar dis glad nie die situasie nie. So wat nou hier gebeur is, sien jy daar bobber daai saad. Ja. né? Nou as jy agtertoe kom, so vir ek nou net nou nie geskik wees by die oom nie, maar as jy nou agtertoe kom, so hy hou nou eintlik hierdie hopper vol. Maar Ja. ons planters in Suid-Afrika het ons daai klein hoppertjie. Ja. En dan het hy hierso, het hy 'n siffietjie. So daai siffietjie om dit bietjie beter te probeer verstaan is hy werk soos 'n bolwel. Sodra hy lugleemte deurlaat, né, dan vra hy weer vir saad. So daai saad bobber nou eintlik net daarna MTS-stelsel totdat die siffietjie weer vra vir So saad. daar vra hy, daar kry hy nou weer saad. Yes, dan gooi hy, Daar gaan hy. daar gaan hy nou. Dit was 'n perfekte timing. Hæ? Kan jy glo? Nou hou hy weer hierdie houertjie vol. En dan lê hy dit deur middel van hierdie sluisie wat jy oop en toe maak, dan kan jy nou reguleer. Jy kan amper voor seisoen kan jy dit nou regstel hierso. En dan gaan hy nou maar net in jou hoppertjie en dan suig hy weer pit deur teen die plaat vas, deur die bal. Dis baie cool. So ek love dit. So die MTS, daai windstelsel gebruik net om die hoppertjie vol te maak en dan het hy 'n suigaksie wat nou weer vacuum is, wat die pit teen die plaat vashou. Dan daar Dis eintlik nie so eenvoudig. Ja, so eenvoudig soos dit is. Dis so eenvoudig soos dit is. En hy maak hom vir my huissorg dat ek nie met klomp sakkies hoef rond te loop nie, nee. 100%. En die laai aksie is soveel makliker. Presies. Jy het nie afsonderlike bakke nie, jy gooi by een plek. Jy spaar arbeid, jy spaar tyd en hy vat groot kapasiteit. Weereens, dis hoekom ons so baie hektare inkry 'n dag met ons planters. Dan hierso. Nee, is nou julle noem dit julle julle nuwe afdeling, nê. Die spuitgedeeltes. Kom maar hier links, want ek wil sommer hier links gaan. Ek kyk hierdie is nou nie daar by ons mos so kwaai nie, maar wel, ek dink die ouens in die Weskaap kan al kyk na hierdie, jy weet, 'n lowrider, nê. Ja. Maar mens as jy kyk hoe groot is 8 4 liewe ouers. So wat die 8 voor staan is die 8000 liter. Ja. Wat hy het kapasiteit en 460 is die horsepower op die enjin. Kan ek rip ook met hom as ek klaar is met die Ek wil dit net nie sien nie. Dit kan dalk jou waarborg beïnvloed. so semi. Ja. Nee. Maar ek meen kyk hier, ek kan glad onder hierdie stap. Kyk hier, Choopie. So hidrolies op en Kyk af. daai, sorry. Kyk hoe lank is daai bra, né? En hy's Gemaklik. gemaklik. 2.07 is sy hoogte tans. Ja. Jy kan hom hidrolies op en af en jy kan hom hidrolies in en uit. Op en af en in en uit. 100%. Jy hoef nooit die ding se kerb uit te klim.
100%. Hierdie een het ook 'n 48 meter boom op. 48 meters. Indrukwekkend. Gaan ons nog sien op na vir volgende jaar. Sal maar met wag kyk. Iemand moet net julle kom, iemand van julle is al lus vir die spuit, ek weet dit. Nee. Kom ons daar so 'n bietjie terug dat ek hom net kan 48 meter boom. Maar dis seker die grootste spuit op die mark, poefpunt, einde van die storie, nee. In Suid-Afrika het ons laas 2 weke terug het ons 'n 44 meter afgelewer met 'n 6000 liter tank met 'n 400 horsepower enjin. 44 en dan het ons nog 36 meter spuite ook in Suid-Afrika afgelewer. So as ons hierdie ene so een sal inbring, sal dit die grootste wees vir ons. Maar is dit die grootste in die wêreld nie? Ek is nie 100% seker nie. Want ek kan nie dink hoe jy iets groter as dit gaan hê wat gaan werk nie. Hoewel nodig het vir that matter. En hierso het hulle lyk my vir ons aanloopbaan liggies gemaak het ons net ons baan kan bly ten minste. Hierdie cap storie wat hierso staan, hè. Is dit maar net Horse wat hulle eie ding hier die binnegoed van die ding alles maak. So Horse maak dit geen geheim dat hulle die klaaskajuit gebruik nie. En vir ons is dit gerieflik want as jy 'n venster verloor of enigiets dan weet jy kan nog kry want klaas is cool. Verstaan. So ek dink vir voorraadbeheer en naverkope diens maak dit vir my sin dat Horse nie hulle eie cap ontwerp en laat hulle eerder 'n ander maatskappy kajuit gebruik. En hierdie is ook die nuutste cap beskikbaar by die spuite. Ek wil net so 'n vinnige 'n bietjie ek weet of julle daar kan sien. Gaan hierdie manne 2 manne plaas. 2 sekondes ongeskik wees. Sorry, can I get a quick footage here? Just 2 seconds. So daar kan julle sien, dis basies hoe die moet die uitleg van die kajuit lyk. Jy sien wat ek regtig hou van hom ook is dit lyk baie intuïtief. Weet jy wat die Afrikaanse woord vir dit is? Nee, definitief en hy's gebruikersvriendelik. Ek dink ons geniet die klaascaps. Ek dink hulle het 'n fout gemaak om dit te gaan. En dan hierso sleepspuite wat baie min ouens actually weet dat julle die sleepspuite en daai goeders doen. Ek weet julle het al een wat julle vir 'n rukkie daar rondsleep. 100% ons het 3000 liter. Wat is julle ervaring op hom gewees? Ek dink ons het hom nou lank genoeg getoets, is tyd dat hy mark toe kom. So nee, verseker die spuitdeel afdeling van die besigheid is iets om oor opgewonde te raak. Dit is dis iets wat ons 2 jaar terug begin het en ons gaan voluit met dit gaan vir die toekoms wat kom. Verseker vir volgende jaar. As jy gaan kyk na die 3-punt spuite ook, hierso is 1400 liter CS, jy kry met 1800 liter ook. En dan het jy jou front tank ook 1400 liter. So saam as jy daar 1800 daar 1400 sit jy met 'n 3800 liter spuit. Yes sir. Nee, dan dink jy reg, my wiskunde is reg. Okay, en dan hierso is nou die dikkie en ek neem aan dis 'n 12000 liter spuit, dis 'n 12 sleepspuit. Ja, ek dink dit is 'n groot potensiaal vir die Kaap area. Hom kry jy nou van 'n 5000 liter af tot op 'n 12. Maar ja, dit is groot kapasiteit. En hierdie is dit maar vir die boot sommer self-inflating tyres jy papwiel sou kry of gaan dit oor dat hulle moet in die land op een druk werk en op die pad met 'n ander druk, ek weet nie. Dis nie 100% seker nie, maar ek sou gesê dit gaan oor gebergte areas, laat hy die wiel bietjie stywer maak en daai 'n bietjie meer gereguleer. Maar daaroor is ek nie 100% seker nie. Wel, ons gaan die spesialis hier uitsleep, nee. 100% ek sal dan kan ons die sleepspuite deurtrek en dan wil ek hierdie Ekskuus Chopie, ek net wanneer ons moet verby dit loop, kyk 'n mooi demonstrasie oor die aste wat in en uitskuif. Sien jy daar 215 tot by 325 meter. Maar jy sien in en uitskuif besigheid. Dit's 'n mooi demonstrasie om te sien, hè. En dit is dieselfde besigheid wat hulle nou laas daar op die toetsbench gehad het toe ons daar aankom wat hulle besig was om te stres test. Yes. Want hier jag hulle reisies met onkruid. Dis nou daai green on brown tegnologie. Cyan spray, C-spray. Dis maar nou gee hulle om spoed hoor. Kyk daar so kan julle sien op die TV. Daar sien jy hom raak daarso.
Hulle is hom slim, né? En ek sê altyd die Agritechnica en die skoue is maar iets om jou 'n idee te gee van wat die toekoms is en hoe ernstig hulle is. En waar die goeders heen gaan. Om in lyn te bly met wat die landbou se behoeftes is. Die tegnologie is dalk op hierdie stadium nog 'n bietjie duur, maar dit raak net goedkoper. 100%. Hy het 'n 14 op agter jou. Ek kan sien jy sou redelik confused oor wat hierdie is. Maar hierdie is 'n kunsbestrooier, nee. Kunsbestrooier. Is dit 'n kunsbestrooier? 100%. Kyk gou daarso. Nee, jy's reg, ek is nou Beatles doen as well. nou kan ek kuns miskien terwyl die wind waai. Net hy. Yes, daai. Hulle kies nie kant op die trekkers nie, nê. Hy word met 'n wit lyntrekker getrek. Maar daarso wys hulle nou hoe hy werk. Oggers. Op. En hierdie een? Ja. En dis dan nou jou verdeler. 100. En nou vir julle wys hierso hoe dit lyk. En kyk elke pyp wat uitgaan het sy elektroniese motor. Hierso sit hy, né? Dit elkeen hardloop hierso. Dit hardloop weer na 'n presisie deel toe, né? En daarso is die dalk julle nou sien, eers ek love dat hulle nie die plastiek goed gedoen het nie. Hierdie is stainless steel, né? Moet wees. Maar dit lyk so. En elkeen sy verdelertjie, daar hardloop hy uit. Bob se ankel. So. Sê dit kunsbestrooier soek, nê. Maar jy weet, is een van daai goed wat dalk net soos ek nou om sit en kyk, probeer ek nou dink waar presies sal hy inpas. Maar as jy kan skoor omdat jy nie jou tyd, nê. En jy gaan goeie topdress op hom kan kry. 100%. Op 'n latere stadium nog. Want jy kan ook nie noodwendig met 'n tradisionele een wat jy uitgooi. As die plante begin hoog raak, dan begin ons in die plante vasgooi. 100%. So en dis wat ons gepraat het met 'n ander planter wat bietjie in en uit kan skuif. Jy weet, dis weer 'n ander, ek sal sê, is 'n nuwe level van presisie boerdery. En dit is jy sit hom op die ry neer daar waar die behoefte is. Waar die goeders wat hulle vereis uitstekend. Nishal, voordat jy klaar maak, ek wil net vinnig hier deurvat, Chopie, net ek wil net graag uit die Suid-Afrikaanse mark moet weet wat kom en waarmee Horse alles besig is. Is natuurlik op die spuitkant kan jy sien die front tanks en dan natuurlik die sleepmodelle, selfaangedrewe modelle en dan weer ons groot kapasiteit sleepmodelle. Jy sal sien hierso, kyk, daar's die 12, daar's 'n 8, daar's 'n 5 en daar's 'n 3 waar ons nou gepraat het. Natuurlik op ons planters wat ons altyd ons fokuspunt sal wees is daar's 'n DV planter en CV wat bekend is, daai is wat ons almal ken, CWCX en hier is ons die liquid planters, né? En natuurlik hier's nog planters, Maestro 3-punt planters. Dan beweeg jy 'n bietjie meer na jou minimum bewerkingsplanters toe, soos daai wat ons verduidelik het, jou Prontos. En dan begin jy Avatar, fynsaad, Sprinter, fynsaad, Sprinter, groot kapasiteite fynsaad. Jou Focus soos daai wat ons gewys het, waar jy kuns met die tand opsit met jou fynsaad of jou mielieplanter agter. Focus, daar's te min, ek sê weer daar's te min van hulle in Suid-Afrika. En dan natuurlik hierdie bewerkingsmasjiene, daai is ook fynsaadplanters, daar's hulle, daai wat ons met die gesien het met die kappers voor. Ja. En dan jou front bins en dan natuurlik die tillage. Hier is ons tillage masjiene. 3-punt, daar 3-punt Terranos, ons groot Terranos en dan gaan ons na ons minimum bewerkingsmasjiene met skotteltandbewerkings. Daar's weer tandbewerkings met 'n netjiese saadpunt agter, vlakbewerkings, vlak bewerkings weer. Die jokers, die hoëspoedbewerkings wat jy ook 'n fynsaadproduk kan neersit saam met hom. Kultroek en ons nou is daai met die choppers voor. Natuurlik die Curas, die organiese goeders. Yes. So, ja, en dan die forestry, ja. Nee.
Jy's daai se mond, kyk, dis letterlik hier. Maar ek weet amper nie waaroor ek die meeste impressies nou nie, nê. Die klomp masjiene of die feit dat hulle hierdie goed so mooi geprint gekry het op hierdie hout. Yesterday, nê. Al wat ek kan sê is net die premiumheid van die Horse, nê, is een van die min brands wat jy kan voel aan alles wat hulle doen. 100%. Nee, regtig, hulle het 'n hart vir die besigheid en ek sê altyd die ding van Horse is en as ons hier 'n bietjie rond gaan beweeg, gaan jy Kyk hierso, het hulle 'n restaurant, Kers. Ek wil julle net wys hierso, né? Sorry, right just. Hier het hulle eie restaurant waar hulle die mense onthaal en koffiebar aan die linkerkant. Jy kan kyk hulle drink al bier hierso, nê. Jy kan enige tyd van die dag hier kom, al lyk dit so en voller. Nê. 100%. Maar sorry, jy het gesê hulle het 'n hart vir die besigheid. Definitief, ek sê altyd as jy jou naam op 'n produk sit, is jy redelik ernstig daaroor. En die kleinste detail, die kleinste uitdagings wat ons mee het in Suid-Afrika wat ons 'n verandering wil aanbring. Jy weet Philip vlieg Suid-Afrika toe. Hy toer saam met my rond, Philip Horse homself. Ons kyk na die behoeftes van die kliënt en hy verander dit op die masjiene wat kom. Dit is vir ons 'n absolute voorreg om met hierdie mense besigheid te doen, verseker. Right, dit is Shaal hierso van Horse by Agritechnica. So ja, terwyl die res van julle plant, het ons die voorreg om hier rond te cruise en te kere te gaan. Maak seker julle kyk die ander video ook, ons gaan daai spuite nog in detail deurhardloop. Maar dit's regtig nogal next level. So, as julle belangstel om hom in die werk te steek, linkie bo of hieronder, kom met hulle in kontak. Dis die van Farm Spice af. Horse by Agritechnica. Tot volgende keer. Groete.